Nou julle, ons is nou by vraag 3. Bereken met behulp van enige metode. Maak asseblief vir my seker by hierdie volgende paar vrae. En dit is normale, eenvoudige wiskunde optel, maal, deel. Dat julle nie simpele foutjies maak nie. Kyk, by die eerste een het ons 74.536 plus wat? Of by die 89.525 gee. Ons moet die verskil tussen die twee getalle kry. So ek gaan sê, die groter getal altyd eerste, 525 minus die 74.536. Okay, wanneer ons aftrek, begin ons aan die regterkant, 5 minus 6. Nou ek weet smal klaar, party van julle dink dalk al 1, want ons mag nie die getalle omruil as ons minus nie. 5 minus 6, ons kan nie 6 van 5 aftrek nie, so ek moet gaan leen by sy buurman. Okay, so daai 2 word 1 en daai word 15. 15 minus 6 is 9. Okay, dan 1 minus 3, kan nie 3 van 1 aftrek nie, so ek gaan leen weer by die buurman. Daai word 4, hierdie word 11, minus 3 is 8. Dan 4 minus 5, kan nie 5 van 4 aftrek nie, so ek gaan leen by die maatjie. Die 9 word 8, daai word 14 minus 5 is 9. Dan 8 minus 4 is 4, en 8 minus 7 is 1. Okay, so dan het ek hier so 14.989. As julle klaar is met julle vraestel, onthou, daar is nog tyd, dan kan julle altyd hierdie tipe goed weer gaan toets, nee? So doen dan daai som, tel daai twee bymekaar en kyk of jy daardie antwoord kry. Kom ons kyk sommer gou so vinnig. Okay, so as ek hulle bymekaar tel, 6 plus 9 is 15, 1 plus 3 is 4, plus 8 is 12, 1 en 5 is 6 en 9 is 15, 1 en 4 is 5 en 4 is 9, en 7 en 1 is 8. En nou kan julle sien dat ek dieselfde antwoord daar kry. Okay, en op die volgende bladsy, 3.1.2, het ons 78.342, minus wat geef my 623. Ons moet weer die verskil tussen hulle uitwerk. So ons gaan dit aftrek. 78.342 minus 623. Maak asseblief seker dat jou eenhede in lyn is, tiende, honderde ensovoorts. Kyk, so 2 minus 3, kan nie 3 van 2 aftrek nie, ek gaan leen langsaan, die 4 word 3, en daardie word 12, minus 3 is 9, 3 minus 2 is 1, 3 minus 6, ek kan nie 3 van 6 van 3 aftrek nie, so ek gaan leen by die 8, hy word 7, daai word 13, 13 minus 6 is 7, 7 minus niks, 7, en 7 minus niks is 7. Ja, die volgende vraag, die som van 3 verskillende priemgetalle is gelyk aan 30. So ons het 3 getalle met al 3 priemgetalle moet wees. Dit moet vir my 30 gee, die som van, beteken ons moet hulle by mekaar plus. Okay, nou daai is bietjie wyd, so kom ons lees eers verder. Hulle sê, bereken die 3 priemgetalle as die produk van 2 van hierdie getalle, so 2 van hulle se produk is 115. Nou produk beteken maal, so as ek 2 van daai 3 getalle bymekaar maal, moet ek 115 kry. En hou in gedagte dat dit alles priemgetalle moet wees. Nou, wat maal wat gaan vir my 115 gee? Ons kan hierdie omgekeerde gebruik. Nou sê, of dink gou 'n bietjie vir my, wat kan ons in 115 indeel? Ek dink party van julle gaan dadelik raak sien dat die getal op 'n 5 eindig. En die reëls van deelbaarheid het ons in eerste kwartaal gedoen het, sê vir my as 'n getal op 'n 5 eindig, kan ons 5 daar indeel. En 5 is 'n priemgetal.
So ons weet sommer klaar, daardie is een van my priemgetalle. OK, 5 kan dit in 1 ingaan? Nee. Dan 5 in 11 ingaan? Ja, hy gaan 2 keer in. Dit is 10, so daar bly enetjie oor. Dan 5 gaan in 15 in. 3 keer. So 5 maal 23 gee vir my 115. Albei hierdie getalle is priemgetalle. So nou het ek alreeds 2 van die 3 priemgetalle wat ek bymekaar moet tel. Kom ons kyk gou. 5 plus 23 gee vir my 28. Dan wat moet ek nog bytel om by 30 te kom? 28 plus 2 gaan vir my 30 gee. Die volgende vraag is 'n gewone vermenigvuldigingssom. Let asseblief hier mooi op na die metode wat ons gebruik het ook al hierdie jaar. En maak seker dat jy dit oefen. Gaan oefen sommer nog 'n paar sulke somme. OK, ons begin hierso by die eenhede, by die 3. Gaan net hierso skryf dat jy weet waarmee ons maal. Ons maal eers die 3 met daai 84.952. OK, begin aan die regterkant, so 3 maal 2 is 6. 3 maal 5 is 15. Dra die 10 oor na die volgende getal toe. 3 maal 9 is 27 plus 1 is 28. Ek dra die 20 oor. Dan 3 maal 4 is 12 plus 2 is 14. Dra die 10 oor. 3 maal 8 is 24 plus 1 is 25. Ons is nog nie klaar met die som nie, want ons het nou net met die 3 gemaal. Nou moet ons met die 7 maal. Maar onthou, daai 7 is eintlik 70 maal die 84.952. OK, omdat ek met 10 maal, onthou, as ek met 10 maal moet ek eers 'n 0 neersit. Ons het ook al gepraat van die skilpadmetode, en dan lê ons mos eers 'n eiertjie. OK, so dan begin ek 7 maal 2 is 14, dra die 10 oor. Ek doen dit in verskillende kleure, dat jy kan sien watter ons oorgedra het vir wat se vermenigvuldiging. OK, dan 7 maal 5 is 35, plus 1 is 36. 7 maal 9 is 63, plus 3 is 66. 7 maal 4 is 28, plus 6 is 34. En 7 maal 8 is 56, plus 3 is 59. OK, nou het ek alles hier met alles daar gemaal. So my volgende stap is om die antwoorde bymekaar te sit. Stel hulle bymekaar. So 6 plus 0 is 6, 5 plus 4 is 9, 8 plus 6 is 14, 1 en 4 is 5 en 6 is 11. Draai 10 oor, 1 en 5 is 6 en 4 is 10. Draai weer die 1 oor, dan 1 en 2 is 3 en 9 is 12 en 6. Ja, op die volgende bladsy 3.1.5 het ons 87.275 gedeel deur 25. Ons gaan hierso die langdeling gebruik. OK, nou eerstens, ons het 4 stappe vir langdeling. Eerste stap is deel, dan het ek maal, minus en bring af. Terwyl ons volg hierdie stappe oor en oor en oor totdat ons niks het om af te bring. OK, dan kan ons die veelvoude van die getal waarmee ons deel neerskryf, net om jou te help terwyl jy die deling doen, dat jy dit nie elke keer hoef uit te werk nie. So 25 en 25 is 50, nog 25 is 75, gaan dit 100 wees, 125, 150. Ek sê gewoonlik vir julle so 5 of 6 is genoeg, maar as ons nog nodig het, dan kan jy dit net later weer bysit. OK, so ons begin met deel. 25, kan dit in 8 ingaan? Nee, hy kan nie in 8 ingaan. 25, kan dit in 87 ingaan? Ja, nou kom ons kyk waar 87
dit gaan hier na die 75 wees. So hy gaan 1, 2, 3 keer in. En onthou as ek deel, my deel is bo, dan skryf ek my antwoord bo. En ons skryf hom bo die 7, want ons het tot by die 7 nou gebruik. Kyk, ek het gedeel, nou gaan ek maal. Ons maal daardie 3 met die 25. 3 maal 25 is 75. Ons skryf dit onder die 87, want dit is wat ek gebruik het. My volgende stap is minus. Ek minus nou hierdie 75 wat ek nou net geskryf het. 7 minus 5 is 2 en 8 minus 7 is 1. So 87 minus 75 is 12. My volgende stap is bring af. Ons moet die volgende getal afbring. Ons het klaar die 8 en die 7 gebruik. So ons bring die 2 af. Dit is die volgende getal. Nou het ek 'n nuwe getal en nou moet ek weer met deel begin. So 122 gedeel deur 25. Kom ons kyk gou, 122 gaan hier net voor die 125 wees. Net na die 100. So hoeveel keer gaan hy in? 1, 2, 3, 4 keer. Nou as ek deel, my deel is bo, dan skryf ek my antwoord bo. Kyk, so ek gaan 4 keer daarin. My volgende stap is maal. Ek maal nou daardie 4 met die 25 en dit gee vir my 'n 100. Nou kom ek af onder toe, ek skryf die 100 onder die 122, want dit is wat ek gebruik het. Kyk, na ek gemaal het, moet ek minus. Ons minus nou daardie 100, wat jy nou net geskryf het. So 2 minus 0 is 2, 2 minus 0 is 2, 1 minus 1 is niks. Kyk, my volgende stap, ek bring die volgende getal af. As ek die 2 al afgebring, nou bring ek die 7 af. Nou het ek weer 'n nuwe getal, 227, en ons begin weer met die deel. So 227 gedeel deur 25, as ek hier na my veelvoude kyk, en julle sien ons kort nou nog 'n paar veelvoude. Ons moet naby aan daai getal kom. So as ek weer hier 25 bytel, gaan dit 175 wees, dan 200, dan 225. Nou daai 27 is net na die 25. Okay, so ons kyk, hy gaan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 keer in. Ons het gedeel, deel is bo, ek skryf my antwoord bo. So 25 gaan daarin 9 keer. Nou maal ek die 9 met die 25, ek hoef nie uit te werk nie, hier is die antwoord 225. My volgende stap is minus, minus nou daai, dan 7 minus 5 is 2, 2 minus 2 is 0, 2 minus 2 is 0, dan bly basies net 2 oor. Kyk, na ek geminus het, bring ek af, ons bring die volgende getal af wat die 5 is. Nou moet ek weer deel, die nuwe getal 25 gedeel deur 25, gaan vir my net 1 gee, nee. Okay, en dan maal ek 1 maal 25, is 25, ek minus, en ek kan sien daar bly, niks oor nie, 25 minus 25 is 0. Daar is niks om af te bring nie, so daai is my antwoord. En daar is in hierdie geval nie 'n res nie. Okay, 3.1.6, toe Anna 12 jaar oud was. Dus moet julle mooi luister, was Polani dubbel haar ouderdom. Net hier skryf Anna 12 jaar. Dan Polani was dubbel haar ouderdom. So hoe kry mens dubbel van die 12? Ons maal met 2. 12 maal 2 gee vir my 24. Nou moet julle mooi dink, gaan Polani altyd dubbel Anna se ouderdom wees? Nee, dit is net toe sy 12 jaar oud was, nee? So wat is die verskil tussen hierdie twee se ouderdomme? 24 minus 12 is 12, so Polani is 12 jaar ouer as Anna. Kyk, dan sê hulle vir ons, as Anna 48 is, hoe oud is Polani? So Anna is nou 48,
En onthou Pulani is 12 jaar ouer as sy, so ons plus 12 daar, en dan kry ons 60 jaar. Pulani is 60 jaar oud.